Ek slaan my oë na die berge. Wie sal my lei vandag? Here, hoor my stil gebed. Kom dra my deur die nag. My hulp kom van die Here, die Skeper van hemel en aarde. Hy waak oor elke tree, hou my vas in sy hand. Die son sal my nie brand nie, die nag sal my nie vrees bring. Hy staan by dag en nag, sy liefde sal my beskerm. Ek slaan my oë na die berge. Wie sal my lei vandag? Here, hoor my stil gebed. Kom dra my deur die nag. Hy roep, kom na my toe. Julle wat moeg geword het, ek gee vir jou rus en vrede. My juk is lig, liefde groot. Wanneer ek struikel, tel hy my op. Wanneer ek twyfel, hou hy my vas. Al sien ek net die donker, U is my lig en my krag. Vir die wat swaar deur nagte gaan, vir die wat sukkel met pyn, sy krag sal jou dra. Trane word sy lied van hoop. Ek slaan my oë na U, Here. Waar kom my hulp vandaan? U is die een wat my help, hou my vas in sy hand. Kom ons buig met ons hoofde dan met ons saam. Hemel Vader, dankie vir die liefde en vir die genade. Ons moet vandag vir ouma Klaasie tot sien, sê haar plekkie is leeg. Here, dankie dat U hierdie familie en vriende gaan deurdra waar ons gaan afskeid neem. En dat U gaan help. Here, ons weet sy is veilig by U, ons bly agter en dankie dat U vir ons gaan ondersteun en vir ons gaan onderskraag en vir ons gaan help. Here, U is altyd daar, want die woord sê, U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. So selfs deur die dal van doodskade wees, soos wat Dawid dit beskryf het, is U daar. Dankie dat U hier is, om ons op verder te lei en te help in hierdie afskeid. Al die lof vir die eer kom U toe. Amen. Nou broeder en suster, ek wil net my meegevoel betuig met die familie en die vriende, met die afsterwinge van ouma Klaasie. Met een ding wat ek moet sê is, sy baie swaar gekry die laaste tyd. Toe ek haar gesien het die laaste keer, sy baie rof gelyk. Kanker, liggaampie opgevreet, Alzheimer's, die brein, so dit het nie goed te gaan met haar nie. So ons dank die Here dat hy haar kon verlos het. En weet jy wat, as ons het op plain Afrikaans kan sê, sy is nou okay. Ons is nie okay nie, want ons moet afskeid neem. Maar ons weet die Here gaan ons help en ons deurdra op 'n besonderse wyse ook
vanoggend. Nou ek wil net die skrifgedeelte vir die voorhou. Ek sal later die hele gedeelte vir u lees. Ek gaan net een vers lees uit 2 Korintiërs 5 vers 1, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God. 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Ek gaan dan vir u die begrafnisbrief voorhou en die afskeidsbrief, jy kan dit volg in die blaadjie. Dis die gedenkdiens van Klasina Elisabeth Stein, gebore 22 Maart 1940 en oorlede 24 September 2025. Begrafnisbrief lees as volg: dit was die wil van ons hemelse Vader en ons geliefde moeder, ouma, sussie en vriendin om 24 September 2025 vir ons weg te neem in die ouderdom van 85 jaar. Die afskeidsbrief stadig het ons haar sien kwyn, Alzheimer's en kanker kon ons nie laat verdwyn. Toe God haar roep, moes ons verlaat. Nou kan sy vreugde van die ewige lewe by God ervaar. Haar nederigheid, dankbaarheid, opgewekte geaardheid sal ons altyd bybly. Rus sag van die kinders, kleinkinders, familie en vriende. Ek gaan vra dat u gaan opstaan. Ons gaan die eerste lied saam sing, O Heer my God. As 2 versies daar met die koor, so kom ons staan en dan sing ons dit saam. Baie dankie. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, die sorg vir klein, vir groot, vir alles, en u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele schepping klink dit saam. Hoe heerlijk Heer, u grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag word. En kom u weer in heerlikheid op wolke. Maak u volkomen met u eiendom. Dan moet ek juig my redder en my God.
uit die tent na die huis van God. Ek het nou vir julle uit 2 Korintiërs 5 vers 1 gelees, ek lees dit weer, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. As ons kyk na 'n tent, is dit baie interessant. Die van u wat kan ken en weet ouma Klaasie, hulle het dit baie gedoen. Is daar een ding wat jy moet besef. 'n Tent is 'n tydelike ding. Weet, ek het vir jare met 'n tent vakansie gehou voor ek my karavaan gekry het en een ding van die tent is dit hou net so lank. Want dan het die son ontstikkend gebrand en hy's daarom dof en die materiaal is nie meer waterbestand nie en later is die rinsluiters 'n probleem. Ag, dis die ene op die ander, die pale breek as die wind te erg is en dis tydelik en dis hoekom Paulus hierdie besonderse voorbeeld gee. En hy gebruik ook hierdie voorbeeld want hy was 'n tentmaker van beroep. Hierdie tent is 'n tydelike ding. Hierdie liggaam wat hy beskryf as die tent is 'n tydelike ding. Hou net vir so ruk. Die Psalm 90 vers 10 sê baie duidelik, die Here gee ons 70 jaar en ons so sterk is 80. Dan sy moes baie sterk gewees het as sy al oor dit is. Want sy het ver oor dit gegaan. Dis God, God wat ons seën, God wat ons help, God wat ons baie genade gee. En broeder en suster, ek wil u aanmoedig om te konsentreer op God, want ons is besig met tydelike goed hier op aarde. Hierdie liggaam is tydelik. En ek en jy moet besef, dit gaan verbygaan. Die dood bring pyn, leemte, trane. En baie mense vra van, maar wat is die pad nou vorentoe? Wat moet ons vorentoe doen? Nou Paulus gebruik eintlik hierdie kragtige voorbeeld van hierdie aardse lewe. En as hy praat van tent, praat hy van tydelikheid, broosheid en dis onderhewig aan slytasie. Maar die dood is nie die einde nie. Dis die afbreek van die tent sodat ons kan intrek in die ewige huis by God. Baie mense dink as ons sterf, is dit verby, dis oor, is klaar. Nee, dit is nie. 'n kind van God as hy sterf is die begin van lewe, die begin van die ewige lewe. So dis nie die einde, dis nie die einde vraag nie. Ons het tot siens vraag wat daar aardse bestaan betref vandag. Maar sy is okay, haar nuwe lewe in Christus het begin, sy is okay. Ons is nie. En God wil ons help. Nou as hy praat van die aardse tent, sê hy, dis nie permanent nie, dis net vir die tyd, soos ons liggaam ook. En ons het dit gesien by haar, dit word oud en broos. Dit kan siek word. Dit kan skielik beëindig word. Ons sig en verlang na iets beter, sê Paulus in vers 4. Hierdie sig is die verlange van die gelowige. Ons sal met God te wees. Weet jy, terwyl ek en jy hier is dit pyn en lyding, en is stryd, en is probleme. Ons het elke dag daarmee te doen. Maar dan kom God en sê, nou moenie op die tydelike konsentreer nie, konsentreer op my. Die ewige, dit wat belangrik is. Daarom die dood is nie 'n tragedie vir die kind van God, maar is 'n oordrag na iets beters, om by God te wees vir ewig. Tweedens, sien ons in hierdie gedeelte, Paulus praat van die ewige woning. Nou wat beteken dit? Paulus sê, ons is hier in 'n tent, maar hy praat van 'n ewige woning. 'n ewige woning in God. Dis 'n vaste woning, 'n ewige woning in die hemel. Nou kom ons kyk na hierdie woning. Hierdie woning is onverderflik. 'n volle, volmaakte bestaan by God. En dan sien Openbaring 21 vers 4, 'n woning waar ons nie meer pyn of dood sal ken. Dis waar ons kan uitsien. Dis waar ons kan uitsien as kind van God, om te sê om ewig by God te wees. En by God in te woon. Hier uit te woon, by God in te woon. Uit te woon uit die tent wat tydelik is, maar in te woon by die ewige woning daar by God. En dan derdens, dan sê hy ook in hierdie gedeelte, en hy praat van 'n teenwoordigheid by God. Paulus sê ons verkies
om uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. In vers 8 sê hy dit vir ons. So die oomblik wat hy as kind van God sterf, wat gebeur? Ek gaan uitwoon van hierdie aardse tentwoning, die tydelike, en ek gaan oorskuif na permanente woning by God. Vir die gelowige beteken die dood onmiddellike teenwoordigheid by God. As geen wagkamer nie, geen vaagheid nie, direk by die Here. Dis ons troos, ons geliefde wat in Christus gesterf het. Ouma Klasie is nou by hom. Daarom kan ons met hoop sê, sy is nou waar ons almal verlang om te wees, by God. Broeder en suster, is wonderlik om by God te wees. En jy moet dit besef, ons is besig met tydelike goed. Dis wonderlik om eendag by God te wees. Gewonderd Paulus sê daar in die Filippense nie, ek het hierdie toutrekkery tussen die dood en of ek vir ewig by God wil wees. Hy sê, maar is beter om by God te wees, as om hier te wees. So hy het die toutrekkery tussen die lewe en die dood. Want hy weet nie mooi wat vir hom die beste is nie. Ja, hy weet eintlik, die beste is om by God te wees. Maar terwyl ek hier is, het God nog 'n plan. Dis hoekom ons nog 'n doel het. Dit is veral mense wat so verskriklik ly, en ek praat nou spesifiek van ons ouer mensies. Ek kan dit so dikwels aan sê, nou, hoekom is ek nog hier? Hoekom het ek so ly? Hoekom het ek so swaar kry? Dan is die antwoord, ons weet nie. Maar die feit, dat jy nog hier is, sê God het nog 'n plan en God het nog 'n doel. My dogter het vanoggend vir my iets gesê in die motor toe ons 'n skool gaan open het en toe 'n besigheid gaan open het. Toe sê sy die volgende vir my pa, ek het met oupa gesels, maar my pa wil 90 nou hierdie maand. Oupa het gesê, hy wil nie meer lewe nie, hy wil nie meer wees. Sê my kind, wat het jy vir hom gesê? En dit is presies wat ek nou vir jy gesê het, het sy vir my pa gesê, oupa, jy is nog hier, want jou werk is nog nie klaar nie. Jy moet nog dinge doen. Miskien is dit om dinge reg te maak, miskien is dit om dinge uit te sorteer, miskien is dit nog om vir iemand van Christus te vertel, maar jou werk is nog nie klaar nie. Ons weet nou, maar Klasies werk van klaar. Sy is okay. Sy is by God. Sy is veilig daar. Nou wat is die toepassing vir ons so vandag? Ja, ons harte is seer, maar ons het hoop. Weet, as kind van God, daai hoop is so belangrik. Ek het hoop. Nie na daai hoop nie, daai sekerheid, maar as ons kyk na die geloof, is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien in Hebreërs 11 vers 1. So wat sê dit? Ek het daai hoop in Christus, dat daar vir iets beters is. Hierdie afskeid is nie finaal nie, dis nie tydelik. Die vraag wat elkeen van ons moet vra is ek gereed vir daai dag as God my gaan kom haal? Dis nie belangrik. Dat ek het Saterdag wat verby is ook aan die begrawe en ek was die Sondag voor dit by haar. En ek het terwyl ek so wel gestaan het, verstand nog redelik helder, toe sê ek vir haar, Tannie, sê net vir my, is jou saak met die Here reg? En toe kry sy so glimlag op haar gesig. My saak is reg. Ek sê, Tannie, as die Here jou nou gaan kom haal, weet jy waar na toe jy gaan? Sy sê, ja, in die hemel by die Here. Dis wat ek en jy wil wees. En dis 'n toepassing vir ons. En dis hoekom ons as kind van God moet sorg dat ons saak reg is. Johannes 14 vers 2 en 3 herinner ons, Jesus berei vir ons 'n beter plek. En hy kom weer om ons te kom haal, sodat ons ook kan wees daar waar hy is. Maar ek wil vir die alles saamvat en afsluit met hierdie woord. Ons sê vandag afskeid van haar liggaam. Die tent is afgebreek. Die tent is opgevou. Die tent se lewe is verby. Die tydelike. Maar in geloof verklaar ons geliefde lê voort in die teenwoordigheid
van ons Here Jesus Christus. Daarom kan ons saam met Paulus sê, en dis die formulier wat ons gewoonlik lees, 1 Korintiërs 15 vers 55 tot 57, maar Paulus die vraag vra, dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning? Maar God sy dank wat ons oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Here, dankie dat daar iets beter vir ons ook is. Ons gaan ons geliefdes wat in die Here gesterf het weer sien eendag. Ons saak met God uitgesorteer is, ons sy kind, gaan ons hulle weer sien en hoe wonderlik sal dit nie wees om met hulle herenig te word nie. Maar dan ek en jy nog 'n besluit om te neem om te sê, maar ek wil hierdie pad saam God stap. Laaste woorde wat ek vir u wil sê, ek het eendag gewonder, as ouma Klaasie vanoggend kon terugkom om net vir ons een ding te sê, wat sal dit wees? Ek is redelik oortuig het gaan iets wees in die lyn van, maak seker jou saak met God is reg. Ek dink enigiemand wat sal gaan terugkom, dit sal hulle woorde wees. Jy moet seker maak jou saak met God is reg. Maar Klaasie is by die Here, sy gaan gemis word, vol lewe gehad, God was getrou, God was vir haar getrou. Ons bly agter, en ons moet daai pad verder ook in die Here stap tot op daardie dag, dat die Here ons gaan kom maak. Kom ons buig ons hoofde. Hemelvader, dankie vir die woord, en dankie dat U met ons gepraat het, en dankie dat U so wonderlike Here is. Here, dankie dat U in beheer is. Here, ons gaan kom nou by die gedeelte waar ons moet afskeid neem, en dankie dat U vir ons gaan help en onderneem. Al die lof en die eer kom U toe. Amen. Nou ons gaan nou kom by die hondeblyk gedeelte. Nou daar is ongelukkig die skerm werk nie, maar die klank is daarom reg. So ons gaan eerstens dan luister na hondeblyk deur Dirk Steyn, maar ons kan luister na die klankgreep. So baie dankie, julle kan dit maar vir ons speel.
Hi, goeiemôre almal. My naam is Dirk Steyn. Ek is Klaasie se oudste seun. En ek wil net dankie sê vir die geleentheid hier om 'n paar woorde te sê. Eerstens wil ek namens die Steyn familie dankie sê vir almal wat tyd gemaak het in hulle besige skedule om hierdie geleentheid saam met ons by te woon vandag. Tweedens wil ek net dankie sê aan Ronel en Miller wat die reëlings getref het en ook aan hulle twee, vir Ronel ook wat oor die laaste paar jare so mooi vir my maag versorg het en seker gemaak het al haar sake was in orde. Ek wil ook dankie sê vir Dominee Nel wat die diens vir ons gelei het. Ook wil ek net graag dankie sê vir Miranda Enslin en haar span daar by Blymoedig Kliniek wat met soveel geduld en liefde vir my ma gesorg het oor die laaste klompie jare van haar lewe. Hulle het 'n moeilike tyd vir almal beter gemaak. As ek my ma se lewe dink, val een woord my op en dis dienslewering. Of dit nou by die kerk, by die skool, in die gemeenskap of in die familie was, sy was altyd besig om iemand anders se lewe beter te maak. Sy het altyd diens gelewer aan ander mense rondom haar en dit is altyd vir my 'n les gewees. 'n Ander woord wat haar lewe kan beskryf is betroubaarheid. Mens kon altyd vertrou dat wat sy gesê het, sy sou doen. Die las was nooit te swaar nie, dit was nooit te moeilik nie. Sy het dit altyd met 'n glimlag op haar gesig gedoen. Hierdie uitkyk op die lewe nog steeds voort in my werksetiek en in my kinders. En ons sal altyd dankbaar wees vir daai voorbeelde wat sy vir ons gestel het. Die wêreld mis haar en ons het almal iets waardevol verloor. Ek wil net laastens sê dankie weer, ry veilig en bly asseblief in kontak. Dankie. Ek gaan dan vra dat Ronel na vore gaan kom, sy gaan al 100 blyk om die briefie te kom lees en daarna kan Skaai op vore toe kom en ek sal dan ook die ander 2 briefies lees as 100 blyk aan ouma Klaasie. Baie dankie. Ek sal jou altyd onthou as 'n vrou van vele talente. Jy het altyd geglimlag. Jy was so gelukkig in jou woonkamer waar jy so baie klere en trourokke ontwerp het. Ek onthou die geluid van jou vakmasjien waar jy tot laat nag gestik het. Jou kos was huiskos, hartskos. Jy het ons altyd laat veilig voel. Jy was op jou gelukkigste as jy in 'n romaniese kop spit, wil en om 'n kleurvolle tuin te skep. Het hom baie vererg as jy 'n mooi boom in die middel van die grasperk wou plant, want om gras te sny was 'n reuse. Blymoedig was jou laaste aardse tuiste. Hulle het jou so mooi versorg. Daar het jy altyd 'n glimlag aan almal om jou uitgedeel. Jy was hardwerkend, pligsgetrou, nederig, liefdevol, soms hardkoppig, maar altyd regverdig. 'n Ma met 'n onwrikbare geloof in God se genade. Dankie dat Ma ons lewe verryk het met soveel positiewe insette. Dankie vir Ma se vriendskap en omgewing. En trots kan ek vandag sê, hierdie eerste vrou is my. Ons harte is nou seer, maar met geloof en tyd sal ons weer kan glimlag oor al die rus sag. Skaai, jy kan na vore kom.
Liewe ouma Klaasie, ek hoop ouma is gelukkig in die hemel. Ons mis jou elke dag. Ek dink nog terug aan die kere toe ons saam koekies en beskuit gebak het. Ouma het altyd gesê, ek moenie bang wees om my hande vol meel te kry nie. Dit was so lekker om by ouma te sit en te lag. Nou, as ek koekies ruik, dink ek aan jou. Ouma het ons laat veilig voel. Ek wens ek kan nog een laaste keer ouma se lag hoor. Ouma het 'n groot gat agtergelos. Ek gaan ouma se liefde nooit vergeet nie. Ek is oneindig dankbaar dat Jesus vir my sulke besonderse ouma gegee het. Rustig, ouma. Ek lees die briefie van Johanna en Isak, my sis Klasina. So dankie sê vir die blymoedige glimlaggies met ons besoeke. Jy was altyd tevrede met jou omstandighede. Dit was vir ons so mooi voorbeeld om te onthou, die lewe was daar om by aan te pas, hoe moeilik dit mag wees, was altyd 'n uitkoms. Ons gaan jou vreeslik mis, maar ons gaan gun jou die rus, Johanna en Isak. Dan van broer Daan en Magriet. Hartlike dank, my sis Klasien, vir 20 jaar se omgee en versorging van my, Petrus en Erna, nie net tuis nie, maar ook by Cape Vidal. Dankie vir jou afskeid glimlag op 10 Maart. Net daar besluit, dit is ook my gaan onthou. Amen. Broer Daan en Magriet. Ek gaan dan vra dat Piet Steyn na vore gaan kom en vir ons die bedankings kom doen. Piet, baie dankie. Goeiemôre aan almal, baie dankie dat julle almal gekom het. Waardeer dit opreg, Ouma Steyn. Ek wil net graag 'n paar woorde sê oor 'n baie spesiale mens. Klaasie Steyn, 'n eggenoot, 'n suster, 'n vriendin en 'n ma. Vir 60 jaar was my ma en pa absoluut net 'n voorbeeld vir ons gewees. Oor liefde, geluk en vrede. Saam staan deur die soet en die suur. Wat ek gesien het van my ma en pa, met hulle huwelik, dat my ma altyd my pa bygestaan het. Daar was altyd ondersteuning, daar was nooit 'n diertekorde vir dae te lank nie. Ja, sy het ook met hom geraai, so nou en dan, en nogal snaaks, dan het hy ook baie keer gaan sy met hom aan, jy moet dit. En as hy nou klaar gepraat het, dan sê sy vir, wat jy gesê, Klaas? En dan had hy so gesmaal om sy gesig, want hy het geweet. Maar ja, maar sy was besonder, en wat 'n voorbeeld vir die huwelik het hulle nie vir ons gestaan nie. Sy was altyd daar om gou 'n hemp reg te maak, of 'n broek se knoop aan te maak, selfs klere te maak vir almal. En gaan ons kruideniersware koop by Shoprite in Easton, voor sy nog by die til kom, wil sy op die sent wat dit is. Dit is hoe sy gekyk het na finansies in die gesin, my ma en my pa. Dan is daar kyk wêreld toe gaan, waar hulle al gepraat het so, dan met haar rooi kombuis wat sy ingepak het. Daar's beskuit, daar's niks, daar's koekies altyd daarso. Niks is gemis daarso in daai ding. En ek weet my pa kon nooit vir 'n beter vrou gevra het, terwyl hy nog geleef het nie. Wat 'n knap vrou was sy nie gewees nie. Vir my ma was haar broers en susters verskriklik belangrik. En sy was baie lief vir hulle gewees. Altyd vir hulle gepraat en altyd geprobeer dat almal saamkom, ons moet dinge saam doen. En ek onthou altyd die Kersfees wat ons sal spandeer en op die plot en ook by Oorigstad. Dit was so lekker gewees wat ek vir altyd gaan onthou. Dan wil ek net gou iets sê, wat ek net gou iets doen. Dan is daar seker een ding wat
wat ek wil sê, oor vriende en familie. Dis al een besonderse ding wat my ma altyd gehad het, en dis daai glimlag op haar gesig gewees. As hy daai glimlag gegee het, dan het jy sommer gevoel, jy kan die wêreld vir jou aanvat. Sy daai glimlag is hy gevat om alle negatiewe goed te oorwin, en sy het almal aangesteek daarmee, en dis verseker met my so gewees. As 'n ma die laaste wat ek wil oorgit net vir sê, het sy altyd sy het altyd gesê, 'n ma is 'n ma, en 'n ma word nie moeg nie. En ek dink dis nogal waar, want as ons gaan slaap het, dan sy nog steeds wakker. En as ons opstaan, is hy weer wakker, besig om kos te maak, skoolklere reg te kry, my pa aan die gang te kry wat moet gaan onderwys gee. Daar was nooit 'n probleem gewees nie. Sy was altyd bereid om te help met skoolwerk. Gou ietsie om te maak om te eet. Dit is altyd 'n ding. As jy aankom moet jy iets eet. Dit is altyd so. En as jy 'n paar rand vir skool nodig het, sy altyd daar so ietsie om te stryk. En die lys gaan aan. Daar's te veel geduld in. Sy was ook altyd besig as daar 'n bietjie onmin tussen my en die kolonel was om vrede te maak. Maar sy het altyd elkeen se kant op sy skerm en niemand se kant gekies nie. Altyd net al vir ondersteuning. Ek wil net sommer gou 'n paar interessante stories vertel oor wat gebeur het wat in my lewe wat ek gesien het met al wat my gebeur het. Ek het 'n meisie gedate op Technikon en dit het toe nie so goed uitgewerk nie. Eendag laat kom ek van 'n braai of by die huis en die lê iets in die bed. Ek weet nie wat gaan nie aan nie. Toe sien dis 'n pop wat sy opgemaak het. En toe staan ons so 'n briefie, sê ten minste hoef vanaand nie alleen te slaap nie. En dit is die ding wat sy het van, weet jy gaan jou seer, maar sy is daarmee reg te hê. En dan sy het die lang by die kerkkantoor gewerk, en elke jaar by die sinode, met die NG Kerk vir die sinode 'n paar rand gee, en sinode het al gebel, en sy is verskriklik gestresie oor, en sy het nog nie ding gestuur nie, en ek bel haar vir die dag, en ek sê, goeiemiddag mevrou Stein, en sy sê, ja, ek sê, dis meneer, ding van 4 en hier van die NG Kerk sinode, ek sê, mevrou, daai check, hoekom is daai check nog nie by ons? Nee meneer, hy is in die pos. Al die check was al nie eens geskryf gewees nie. En toe sê ek van, ja ma, mag jy ook as jy by die kerk werk nie. En sy het my lekker gelag en dit was baie funny gewees. En dan, 2 stories van Kyk Waaidal wat ek graag net wil sê. Sy het nooit 'n vloekwoord aan haar lippe gekom nie. Maar die ape in Kyk Waaidal is 'n groterige probleem. En hulle steel jou goed. En my ma het verskriklik kwaad al van hulle geword. Maar eendag was baie snaaks. En ek dink hulle het al 'n pak beskuit in die hande gekry. En hulle is daar in die boom en sy is daar agterna met die bobbejaarde, die ape. En al wat sy kon uitkry, toe skree sy af op, jou vat man! En almal het dit gehoor en was baie snaaks. Maar die besonderste ding, daar was altyd, ons het gaan visvang in die oggend en dan vang ons nog onder 11 by die baai en dan ry ons op die Land Rover en probeer by ander plekke vang. En die spesifieke plek waar ons was, ek is so 2-3 kilometer van die hoofstraat af gewees. En ons het so 'n bruin mandjie gehad en in daai bruin mandjie was daar lekker tee gewees en koekies en cream crackers en pernitro en alles wat jy kan kry tussen daai ding. Nou het ons net geransoneer vir een beskuit voor ons gaan vang het. So ons is redelik honger hier teen 9:30, 10:00 in die oggend. En dan sien jy haar aankom loop, seker 'n kilometer ver. Dan sê ek my pa, kom ons gaan haal haar. Hy sê nee, sy maak kwaad maak. Sy wil loop. En dit was haar ding. Sy het langs daai strand afgeloop. En skulpies en klippe opgetel. Ons het swaarder teruggekom as wat ons gegaan het met al die skulpe en klippe wat sy teruggebring het, altyd van Kyk Waaidal af. En dit was 'n baie spesiale ding van die omgee om vir haar gesin baie ekstra myl te loop. En ek wil net sê, rustig maar, eendag gesien ons almal mekaar weer en dit gaan heerlik wees. Geniet dat saam met Pa in die hemel. Dankie julle. Ek wil net vir 'n paar bedankings doen hierson. Ja. Eerste wil ek sê, Ronel Stein, jy is 'n eysterende knap vrou. Vir al die dinge wat jy gedoen het hier vir ma, die reëlings wat jy gedoen het, die omgee, kort daar, al die plotse goeders, die papiere, al die goed, baie dankie. Miller, jy wat vir Ronel so bystaan, baie dankie vir jou. Ons waardeer dit verskriklik baie, ek waardeer dit baie. Bly beloofd nie, Marinda, Anton, Shaw, Einstein, dankie vir al julle dinge. Suster Botha, Suster Koma, Virginia en die hele versorgingsspan wat heeltemal gestaan het. Ons kon nie verbeter gevra het, beter hande wat sy was en so mooi na haar gekyk het nie. Pastoor Andries Nel, dankie vir jou fantastiese boodskap. Ons sal dit vir lang onthou.
Baie dankie daarvoor. Dan Dr. Andries Kloetse, dis ons huisdokter al van baie jonk af, ken hom baie jare. Hy was ook altyd beskikbaar. Baie dankie vir al sy moeite en net altyd vinger op die pols gehad met my ma. Pomelanie vriendekring, oom Piet, van die Karen, oom Thomas, die Christa, baie dankie vir julle oor die jare. My pa het altyd oom Piet tot langs aan is vir die diere altyd inspuit. Van die Christa oorkant altyd 'n koppie koffie te drink. Baie dankie dat julle altyd so mooi hulle ingetrek het. Van die Adrie wat hier sit en Sarah, baie dankie ook. Weet my pa so hy het baie lank saam met ons Sarah gestap en van die Adrie. Charlie Klank, die slideshow, baie dankie. Waardeer die slideshow. Al die boodskappe met die lei wat almal gestuur het, baie dankie, ons waardeer dit. Peer van Kindertas vir die verversings, ons sê net dankie vir hom ook. Groblaar begrafnisdienste, wat ook so mooi, al die ondersteuning en die hulp en alles, mooi verderking van die kus, waardeer dit, baie dankie. NG Kerk Kameeldrift, vir al die fasiliteite wat die soms kan gebruik het, dit word ook waardeer. Dan Kameeldrift gemeenskap, vir 50 jaar plus wat my pa almal met Perani gebly het, vir almal wat daar altyd so net kon kuier het en altyd vriendelik en net altyd wat julle daar was my ma en pa en vir ma spesifiek, baie dankie daarvoor. Laaste, al die mense wat dan gekom het, wil ek nou net weer sê, laaste, dankie vir die laaste eerbetoon en asseblief vir hy almal veilig. Goed om julle weer te sien. Ek wil vra dat jy gaan opstaan, ons gaan die laaste lied sing voor ek die draas gaan uitlees en ons sal ons die relings hier verder neergee. Kom ons staan, ek sien 'n nuwe hemel kom ons sing dit saam, baie dankie. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad, Jerusalem, daar uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer droom
Ek gaan dan net die draers uitroep, dan kan die plekke kom inneem en dan gaan ons uit afsluit en dan gaan ons uitbeweeg na die Lijkslaal, waar ons dan ook die formulier sal lees en waar ons dan ons finale afskeid gaan doen en totsiens gaan doen. Kom maar net vir u sê, as ons daar ook klaar is, dan kan u net hier by die deur, dan regs is die kafei kribbetart waar daar teen verversings sal wees. Ek lees dan die draers uit, is Piet Steyn seun, Ronel Ballot dogter, Miller Ballot skoonseun, Gerard Steyn neef, Piet Potgieter neef en François Barnard neef. Ek gaan dan vra dat u gaan opstaan asseblief. Maar ek staan klaar. Kom ons buig by die hoofdtraal met ons saam. En mag dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees tot in alle ewigheid. Amen. Daar is 'n lied wat nou gaan speel en dan gaan ons na buite beweeg. Die volg ons waar ons dan gaan afskeid neem by die Lijkslaal. Baie dankie. Genade onbeskryflik groot het u aan my bewys, verlore seun, 'n wegloopkind, weer die Vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind, nie wat wou self my sake reel, my liefde, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Ver, oneindig ver. U sien my honger, u sien my dom. Nog voordat ek kon skuld belê, druk u my aan die bos. Genade onbeskryflik groot, daar sweet ek het